Jesus ons koning, ons bruidegom, ons vriend, ons heerser, ons skepper, ons veilige vesting en ons sterk toring. Die lam wat geslag is vir ons, maar weer opgestaan het en hier heers as die leeu van Juda. Jesus, Jesus, Jesus. Here, soos wat U oor die disippels geblaas het, Here, dat die Gees ontvang het. Here, kom blaas oor ons vanoggend, Here. U lewendgewende asem, Here. Here, U gee lewe, kom blaas oor ons, Here. Here, kom wakker ons vuur aan, Here. Ons harte brand vir U, Here. U is ons begeerte. U is ons behoefte, Here. U is ons loon. U is die een wat ons soek, waarna ons smag, Here. Jesus, Jesus, Jesus. Die naam bo elke naam. Here, U het geen gelyke nie. Here, ons kom en ons kom aanbid U, Here. Ons kom sing en besing U naam, Here. U alleen kom alle eer, roem en glorie toe, Here. U alleen, Jesus, die ridder op die wit perd, met vuur in die oë. Jesus, Jesus, word verheerlik in hierdie oggend. U is ons God. U is die God. U alleen is God. Here, hierdie een begeerte het ons vir U. En dit is om te wandel in die huis van ons God, al die dae van ons lewe. Here, hierdie een begeerte bring ons voor U. Is om in U teenwoordigheid te wandel. U te ken, U nabyheid te voel. Is Here, U te ervaar, Here, U hartklop te hoor, soos Johannes wat op die bors gelê het, Here. En die hartklop gehoor het. Hierdie is ons begeerte. Al die dae van ons lewe in U huis te wees. By U. Beter is 'n oomblik in U teenwoordigheid as 1000 elders. Here, by U vind ons vrede, ons vreugde, ons rede vir bestaan. Lewe vind ons in U. En U alleen. Jesus. Die ware wingerd. Jesus. Here, in U het ons die beste skat ontdek. En dit is die moeite werd om alles te laat gaan en alles te verkoop om U te ken. Ons wil U ken, Here. Ons wil U ken. O Heilige God, Heilige Gees, ons wil U ken. Vader, ons wil U ken. Jesus, ons wil U ken. En U sê vir ons dat dit is die ewige lewe, is om U te ken. Dankie, Here. Dankie, Heilige Gees, dat U hier is vanoggend en dat U die onsigbare God vir ons kom sigbaar maak. U woorde kom vir ons kom oopbreek en ons oë kom oopmaak, ons ore kom oopmaak, ons harte kom sag maak. Dankie, Here. Kom snoei in hierdie oggend, want ons wil vrug dra vir U. In Jesus naam. Amen. Julle kan vir my blaai na Markus 4 toe. Nou, ons het laasweek ook uit Markus 4 uit gelees en gepreek, en ons gaan vanoggend weer uit Markus 4 uit preek, maar ons gaan 'n bietjie voor die storm kom nou. So ons is nou voor die storm, ons gaan 'n bietjie backtrack. En as julle kan vir my langs soontoe blaai, ek gaan dan vir ons lees, en dan gaan ons weer 'n teks, tipe van 'n teksstudie, teksbespreking doen. Dit gaan nie voel soos
klas op universiteit nie, ek glo nie so nie, maar ek wil vanoggend 'n hele paar goed uit hierdie teksdeel vir julle uitwys en ek hoop dat dit vir jou vars brood en nuwe brood sal wees wanneer dit kom by die gelykenis van die saaiër. 'n Storie wat ons almal ken. As jy dit al baie gehoor het, jy het dit al baie vir kinders wat ook vertel, kinders, kleinkinders of hoe dit ook al mag sê, maar ek wil vanoggend graag vir ons dit lees en dan gaan ons dit bespreek. Ek wou nou 'n grappie gemaak het, maar ek het myself binne gehou. Ek raak beter daarin. Ja, nee, dat Vrydag weer, het ek gefaal. Vrydagoggend het ek gefaal in dit. Ons manne sit hier, ons besig om as het gebid en Jarko is besig om woord te gee vir iemand en hy sê iets wat my op daai oomblik laat dink aan 'n grappie. En die volwasse ding sal mos nou wees om stil te bly. Nee, toe verloor ek dit. Dit het ek gefaal. So vanoggend het ek beter gedoen. Dit was nog vir jou gewees. Ja. Ai Hendrico. Kom ons lees in Markus 4. En hy het nog eenmaal by die see begin leer, en 'n groot menigte het by hom saamgekom, sodat hy in die skuit geklim en op die see gaan sit het, en die hele skare was op die land by die see. En hy het baie dinge geleer deur gelykenisse en vir hulle in sy lering gesê, luister, 'n saaiër het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, het 'n deel langs die pad geval, en die voëls van die hemel het gekom en dit opgeëet, en 'n ander deel het op die rotsagtige plek geval, waar dit nie baie grond, laat ek goed, hier is dit hy, en 'n ander deel op die rotsagtige deel geval, waar dit nie baie grond gehad het nie, en dadelik het dit opgekom, omdat dit geen diepte van grond gehad het nie. En toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik, en dit het geen vrug opgelewer nie. En 'n ander deel het in die goeie grond geval, en dit het vrug opgelewer, want dit het opgekom en gegroei, en dit het gedra 31 en 61 en 100voudig. En hy sê vir hulle, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En toe hulle alleen was, het die wat saam met die 12 rondom hom was, hom na die gelykenis gevra. En hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken. Maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse, sodat hulle kan kyk en nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie, sodat hulle hul nie miskien bekeer en die sonde hul vergewe word nie. En hy sê vir hulle, begryp julle hierdie gelykenis nie, en hoe sal julle al die gelykenisse verstaan? Die saaiër saai die woord, en dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom Satan dadelik en neem die woord weg, wat in hul harte gesaai is. Net so ook is hulle by wie op rotsagtige plekke gesaai word. Wat as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulself het nie. Hulle is net vir 'n tyd, later is daar verdrukking of vervolging, kom terwille van die woord, struikel hulle dadelik. En hulle by wie die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van die wêreld en die verleiding van rykdom en begeerlikhede in verband met ander dinge kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 30, 60 en 100voudig. 'n Paar interessante verse hierso wat ons vanoggend gaan bespreek. Maar ek wil hê jy moet sien dat, hoe lyk die prentjie, die landskap wat jy moet sien? As jy moet sien Jesus wat voor 'n menigte skare staan, en 'n groot deel in konteks wat jy moet verstaan is in die vorige hoofstuk, is hy in die sinagoge gewees, waar jy sal dink al die gelowiges is, almal wat verskriklik met oop harte ontvang wat hy sê, maar dit is tog in Markus 3 wat jy sien, waar hulle sê, nee, hy doen hierdie wonderwerke nadat hy 'n man se hand genees, sê hulle nie, hy doen dit deur 'n demoniese gees. Dit was in die sinagoge, in Markus 3.
Maar hier sien jy waar op die vlak is, wil ek amper sê, waar hy met die gepepel praat, en hy is besig om die woord vir hulle te bedien, terwyl hy in 'n bootjie staan, en hier staan hierdie menigte mense voor hom. En hy begin praat met hulle in 'n gelykenis. Nou ek wil vir jou sê, aan die begin, hy sê dat hulle wat ore het, eers sê hy luister, daai is baie belangrik. Daai luister wat hy sê, is nie net, soos, jy moet nou mooi luister, dit is luister, neem in en neem aan. Dit is 'n baie belangrike luister. As Jesus vir jou sê luister, dan moet jy weet, nou moet jy aandag gee. En aan die begin sê hy ook dat hy deel al hierdie goed, maar sommige mense verstaan dit nie, en sommige mense verstaan dit. En hy bespreek verborgenhede. As jy sit, en jy die Here Jesus aangeneem, wil ek hê jy moet vir jouself sê, ek het die Heilige Gees. Sê vir jouself, ek het die Heilige Gees. So dit beteken dat dit wat Jesus leer, die verborgenhede wat ons hier sien vir party mense onverstaanbaar is, hoef nie vir jou te wees nie. Het jy al die Bybel gelees en dink jy, wat het ek nou gelees? Ek verstaan nie lekker wat hier aangaan nie. Dit hoef nie jy te wees nie. Want Jesus lê dit uit vir wie? Vir sy disippels. As jy sy disipel is en jy die Heilige Gees in jou, beteken dat jy het die Heilige Gees in jou. En dit beteken die woord van God hoef nie vir jou 'n verborgenheid te wees nie. Maar hy het gekom om dit vir jou uit te lê sodat jy dit kan verstaan. En sodat jy kan glo, dit kan aanneem en jou lewe daartoe aanwend. So wat sien ons in hierdie storie? Ons sien een saaier. Redelik eenvoudig wie die saaier is. Jesus is die saaier. En dan sien ons dit val op 4 plekke. Die pad, die rotsagtige deel, daar waar onkruid is, en die goeie grond. En jy moet verstaan dat die grond wat die grond in hierdie gelykenis is jou hart. En ons sien dit in sommer die eerste een wat hy sê, dat die grond in hulle harte gesaai is. So jy het 4 verskillende plekke waar dit val. En al 4, die saad is dieselfde, die saaier is dieselfde, maar ons verskillende uitkoms op die saad. Maar wat wil ek ook hê jy moet sien, is hy saai dit oral. Saai hy dit net op die goeie grond? Nee, hy saai dit oral. En dit is belangrik, want jy moet verstaan dat die koninkryk van God, die evangelie, het vir almal gekom. Vir almal. Die evangelie is vir almal. Maar tog gaan hy net wortel skiet by sommiges. Amen. Julle verstaan dit. Great. So dit is ook die rede hoekom ek daai deel wil ingaan is, in vers 11 tot vers 12 lees ons die volgende, en hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse. So sê vir jouself, Here, ek is in U. Here, ek is in U. Okay, so jy is nie deel van die wat buite is nie. Ek hoop nie so nie. En dan in vers 12 sê hy hierdie volgende stelling. En dit het my gegooi. Ek gaan nie eens joke, ek is soos, Here, iets verstaan ek verkeerd hierso. Sodat hulle kan kyk en kyk, dis nou die wat buite is, en nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie, dat hulle hul nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie. Wat 'n interessante teksvers. Want as jy op oogopslag kyk, dan klink dit asof hy sê, hulle mag nie verstaan wat aangaan nie, want net nou kom hulle tot bekering, asof dit nie vir hulle bekore is om tot redding te kom nie. Nou as jy 'n Calvinist is, wat glo in predestination, dan is hierdie jou kos, dan gaan jy weer lekker kom gesels met my oor hierdie teksvers, maar dan vergeet jy oor die feit dat die saad oor almal gesaai is. Almal. En Jesus is eintlik hierso besig om Jesaja 9 aantal vir hulle. Hulle sou geweet het wat in Jesaja 6 vers 9 tot 10 aantal. En wat hy eintlik hier sê is, die saad openbaar die hart. Hulle wat nie wil hoor nie, gaan nie hoor nie. En dit gaan die boodskap van die evangelie gaan dit openbaar in hulle harte. Nee, ek kan nie hierdie doen nie. Ek wil nie hierdie doen nie. Hierdie is verkeerd. Hy doen dit deur 'n demoniese gees. Maar dis wat dit gedoen het. Dit het die fariseërs, toe Jesus kom in die evangelie deel wie hy is en die wonderwerke wat hy doen, het dit die wat hart van hart was wat gedoen? Net gewys. O, julle is toe nou nie so gelowig soos wat julle gedink het nie. Maar hulle wat 'n ontvanklike hart het, wat wil hoor, wat ore het, wat wil hoor, hulle gaan hoor, dit nie verstaan dalk nie, en gaan soek, en hulle gaan vind. Want hier is die ding, Jesus wil hê jy moet hom soek. Nie omdat hy goed is en wegkruipertjie nie,
Maar hy wil hê jy moet hom soek. Ek het altyd hierdie ding wat ek 'n prentjie wat ek in my wat ek vir my sien in my verbeeldingsryk wil ek amper sê, is dat dit baie soos Joshua. Joshua kan nie wegkruipertjie speel nie. Hy wil altyd. Dit werk beter as ek wegkruip. Maar as hy wegkruip en dan loop hy mos nou rond en sê Joshua, waar is jy? En dan spring hy uit. Hier's ek. En dit is so met God. Hy vertel vir jou hierdie goed nie om vir jou weg te kruip nie. Maar om jou hart te openbaar, is gaan jy dit verstoot, gaan jy dit wegsoet of gaan jy hom soek? Want jy wil hom ken en jy wil weet wat hy vir jou wil leer en wat sy woord alles vir jou inhou. En hy wil vir jou sê, hier's ek. Inteendeel, hy het aarde toe gekom en gelewe, gesterwe en opgestaan. Hy was verhewe bo die aarde aan 'n kruis sodat jy kan sien, hier is ek. Maar ons sien dat van die mense het gesien, hulle het gehoor, maar hulle gaan hom verstoot. Wat is die verskil? Die saaier en die saad? Nee. Die verskil is in die hart. En dis hoekom ons harte so belangrik is. Dis hoekom die woord van God sê, bewaar jou hart bo dit alles. Amen. So dit is nie 'n teksvers wat sê dat God bereidwillig is om sekeres te red en ander nie te red nie. Maar bloot om te sê dat party mense gaan dit verstoot en my evangelie gaan hulle harte ontbloot en van julle gaan dit aanneem. Maak dit vir jou sin? Great. Ek het hier vir almal gekyk, ek sê sommer net great. Kom ons lees verder. En hy vertel vir hulle, okay, right, die pad. Nou gaan ons stukkie vir stukkie na die elke fase kyk van waar die saad geval het. Want onthou, het dit oral geval. En ek wil die volgende vir jou sê, Jesus is nie neutraal nie. Okay? As Jesus wil volg, beteken jy gaan vir sekere goed wees en jy gaan teen ander goed wees. Hy is nie 'n neutrale persoon nie. Hy is nie net vry vir alles, doen wat jy wil. Hy neem jou dalk aan soos jy is, maar dan sit soos lê jou lewe neer. Maar ons gaan volgende week lekker daar praat. Veral omdat ons osself in 'n interessante maand vind, reg oor die wêreld, wat almal dit vier om trots te wees. Dit is vir my die vreemdste ding, aangesien dit die rede is hoekom die duiwel uit die hemel uitgegooi is. So dis hierdie waarheid wat so voor almal is, maar kyk dit tog mis. Maar ons sal volgende week daar praat. Dit is nie vir oggend, so kom ek saai trek nou nie daar nie. So die pad. So heel eerste verwys hy na die pad. Nou dis al baie keer die paadjies wees tussen die lande wat jy nou geloop het, van die saad val daar. En die saad word wat gebeur? Die saad word vinnig deur die voëls opgepik. Hoe is dit dan hoe word dit op jou van toepassing? Voetpaadjies waar mense loop. Waar het mense al in jou hart geloop wat jy toegelaat het, dat dit hard geraak het? Dat wanneer sekere boodskappe, wanneer die woord van God kom, is jou hard as gevolg van jy wat dit toegelaat het, as gevolg van ander mense wat jou ingedoen het, seer gemaak het of jou negatief beïnvloed het. Want dis wat gebeur wanneer ons harte toelaat dat dit hard word as gevolg van ander mense wat dit hard loop, as ek dit so kan stel. Want die saad gaan kom en dit gaan nie wortels skiet, dit gaan nie eers wortels skiet nie. En die duiwel gaan kom en hy gaan dit van jou af wegvat. So dink so 'n bietjie daaraan. Is daar eers waar jy toegelaat het dat jou hart hard geword het? Ons kan nie met 'n harde hart Jesus dien nie. Ons kan nie. Jy kan nie met 'n harde hart lief hê nie. Jy weet daai hele gesegde van bou jou mure, soos mure bou beteken nie weg van mense en mense verstoot en nie lief hê nie. Jy kan nie mense op 'n afstand lief hê nie. Jy kan nie mense met mure lief hê nie. So dis nodig dat ons harte sag het, al kan dit partykeer seer kry. Want anders kan ons ook nie die saad, die woord van God aanneem nie. Maak dit vir jou sin? Great. Dan die tweede een is rots, die rotsagtige deel. Nou dit is nie, jy moet nie 'n klomp klippe sien nie. Dit is grond, maar dun laagie grond. Hulle praat van 'n kalksteen wat onder dit gelê het. Dis eintlik net onder die grond is dit 'n klipbank. En dis hoekom dit so vinnig geontkiem het en gegroei het, want dit het vinnig warm geword. En ek vergelyk hierdie met in my term in ons tyd, is dis jou tienerkampe en mannekampe en vroueoggende wat jy baie keer nie altyd nie, maar as jy 'n tiener, kom as jy 'n tienerkamp. As jy by 'n tienerkamp was, dan neem jy Jesus aan en jy sê, dit is hierdie amazing gevoel en 'n week later dan voel jy net soos wat nooit gebeur het nie. Dit was met my altyd so gewees. Soos aan die brandvrede en 'n week later is alles maar presies wat dit was. En dieselfde goed verkeerd, ek gaan
gaan aan. En dit is wat hierdie voorstel, is dit praat van 'n emosionele aanneming tot Jesus. Soos jy hoor die saad, hy skiet vinnig wortel, en jy het hierdie emosionele reaksie tot die evangelie. Maar die oomblik wanneer die verdrukking van die wêreld afkom, wanneer die vervolging kom, dan is die wortel nie baie diep nie. Want jou hart is nog steeds hard as jy kind, dit is nog steeds 'n klipbank, maar dit is net bietjie sagter. Ek kan 'n saadjie vat met 'n worteltjie. Maar is nog steeds nie, dit is nog steeds nie sag vir die totale omvang van die evangelie nie. En wanneer verdrukking kom en vervolging kom, nee, maar hoekom volg jy Jesus? Nee, mense stoot jou uit. Nee, ons wil niks te doen hê met jou nie. Jy's dalk was hierdie wat ek nou, dalk is dit nie so great om hierdie te doen nie. Dalk is dit nie so great om Jesus te volg nie. O, nou moet ek sekere goed neerlê. Ek kan dit nie meer saam met hierdie groep mense doen nie. Weet nou dat ek aan dink, second thought. Dis cool naweek, maar my hele lewe, weet jy wat my hele lewe moet soos beïnvloed nie. Dan kom die son en wat doen die son? Verdroog dit. Dit gaan dood. En dit lewer geen vrug op nie. Maar vir hom wat diep gewortel is in God, vir hom is die son nie 'n ding wat gaan skroei bring nie. Dis een wat vrug gaan voortbring. Fotosintese. Dis een wat jy gaan nie bang wees vir die son nie, maar jy gaan jou vrug dra. Maak dit vir jou sin? Dan dorings, sorge, het ek hier geskryf. Daar's 3 goed wat by dorings uitstaan. En wat mooi in die teks is, as jy mooi gaan kyk, dit praat van, en dan kom die dorings en dit word gesaai. En dit gaan so wees. Jy gaan Jesus aanneem, die woord gaan kom, en dan gaan baie dorings wees. Mense gaan baie dorings en onkruid wil kom saai in jou hart. Partykeer jouself, sorge, jou bekommernisse oor die lewe. Ek kan beter kyk na myself as die Here. Dis wat ons dis eintlik wat ons sê partykeer as ons nie die Here kan vertrou nie. Wêreldse rykdom. Sekuriteit. Hoekom rykdom? Want ons kry sekuriteit in rykdom. Dis is moeilik om die Here te vertrou want ons sien dit nie altyd nie en dis partykeer voel dit blindeliks en eintlik is dit glad nie blindeliks nie. Ek het hierdie laaste ruk en ek gaan aan die einde daarvan praat. Die Here leer vertrou wat ek gedink het blindeliks is en toe ek nou begin ons deur Genesis werk en ek lees Genesis en ons is amper klaar met dit, prys die Here. Ons is hier, dit is al 100 meter pylvak, hou bene hou. En ek staan verstom hoe in beheer en hoe soewerein ons God is. Maar as ons toelaat dat onkruid, sorge, rykdom en dan die begeertes van die wêreld. Ja, maar ek wil dit hê, maar as ek wil eintlik nou hierdie gaan doen. Ek wil nie nou kerk toe gaan nie. Ek wil nie deel vorm van 'n ek wil nie commit. Kom ek stel dit so. Ek kan nie Afrikaans vergaan, maar ek wil nie commit tot 'n geestelike familie nie. Ek gaan baie tyd vat. Ek wil eintlik op naweke dit en dit doen. Ek sien nie noodwendig kans vir om gedisipel te word nie. Want daai tipe goedjies is vir my belangrik. Dan sien ons hoe dit soos onkruid jou vrug gaan wegneem. En weet jy hoe belangrik is om vrug te dra as 'n kind van God? Dit is so belangrik. En die begeerlikhede van die wêreld. Dis nie net en dit is ek wil nie op 'n Sondag kerk toe gaan nie. Joshua sê nou die dag, ek wil nie kerk toe gaan nie. En sê ek geen reg om nie. Jy sal kerk toe gaan. En ek is tot vandag toe oortuig, dis een van die grootste wonderwerke in my lewe. Ek wil nooit kerk toe gaan nie. Nooit. Nou gaan ek elke Sondag kerk toe. Kerk is goed vir jou. Dit word verstik en dit dra geen vrug nie. Die sorge, die rykdom en die begeerlikhede van die wêreld. Ek het hier geskryf dat die mense wat 'n emosionele plek uit aanneem of die onkruid wat die vrug kom steel, is baie keer 'n plek om te soek die voordele van die evangelie. Want almal wil hemel toe gaan. Ek laat nie vir my vertel dat enige iemand begeer om hel toe te gaan en te brand en gepynig te word nie. As ek moet vra wie wil dit doen, is dan nie een julle hand opsteek, dit kan ek jou beloof. En daarvoor wil baie mense die hemel aanneem, maar dis soos Larissa eendag gesê het, dan doen jy dit eintlik vir jouself. As jy Jesus aanneem net om hemel toe te gaan, doen dit vir jouself. Dan doen jy dit net vir jouself. En dis baie keer wat hier gebeur, en dis die saad wat nie vrug dra nie en wat doodgaan. Maar jy moet Jesus aanneem en besef dat om hom aan te neem is verniet. Om sy disipel te wees gaan jou alles kos. Om gedisipel te word gaan jou alles kos. Dit gaan jou alles kos. Dit het hom alles gekos, dit het al sy disipels alles gekos. En ek weet nie van jou nie, maar dis 'n prys wat ek bereid is om te betaal.
Dis 'n prys wat ek bereid is te betaal. Want ek weet my loon is nie hier nie. Ek praat een keer met iemand vir wie ek baie lief is. En hy sê vir my, nee, moet asseblief nie vir enige iemand dankie sê dat ek hierdie gegee het vir die kerk of enige so iets. Ek is so bang my loon in die hemel word weggevat. Want dis daai teksvers wat sê moenie 'n loon hier soek nie, want dan is jou loon weg, en dan sy neem daai teksvers so ernstig op. Hy wil niks dankie sê nie. Hy wil niks hoor hier nie. Want sy loon wag vir hom eendag in die hemel. En wat so 'n mooi manier is dit om daaraan te dink. En dit is hoe ons moet lewe. Is ons loon word jy beloon hierso? Natuurlik. God is 'n beloner vir die wat hom vir die wat hom soek. Hy sê soek my en glo dat ek 'n beloner is. Maar my loon wil ek daarbo hê, want daai enig roes en mot gaan hom nie aanraak nie. Dit wat ek hier beloon bly hierso. So ek sien uit na my loon eendag in die hemel. Dan sê hy, waar is ek nou? Sorge van die wêreld. Hierso, vers 20 wil ek graag net vir julle lees. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is. Hulle wat die woord hoor, aanneem en vrugte dra. Hoor, aanneem en vrugte dra. Want jy sien, wanneer die woord van God kom, is dit nie net 'n ding van hoor nie, want almal het hom gehoor. Die saad het op almal geval. Maar is hulle wat dit aanneem. Wat beteken dit om dit aan te neem? Jy koester dit, die saad kom, jy koester dit, jy maak seker niks kom steel dit nie, niks kom vat dit weg nie, jy laat toe dat dit ontkiem, jy laat toe dat dit groei, dat sy wortels diep skiet, en jy laat toe dat dit jou lewe transformeer en jouself inrig tot dit. En dan sal jy vrug dra. Maak dit vir jou sin? Great, amen. Ek weet nie regtig wat ek gaan doen as iemand dit doen nie. Almal maak altyd so. Maar wie se verantwoordelikheid is jou hart? Joune. Jou hart, jou verantwoordelikheid. Ander mense, ander goed kan nie die skuld kry vir God se woord wat nie sy gaan in ons nie. Jou hart, jou verantwoordelikheid. En jy kan sien wat wil hy doen met daai saad wat in jou hart val? 30, 60 en 100voudig wil hy dit laat groei. God wil jou geloof van 'n mosterdsaadjie vat en dit laat groei tot 'n magtige boom. Waar voëls hulle neste inmaak waar jy skare weer kan gee vir ander. Maar wat gaan dit kos? Om die saad wat hy saai in jou hart te koester. En soos wat ek Vrydagoggend vir die manne gevra het, is baie keer sal ons sê, ons saai en ons het in iemand se lewe gesaai, moenie worry nie, as iemand, dis gewoonlik die toplyn as jy na 'n evangelisasie oggend en iemand het Jesus aangeneem nie, dan bemoedig ons mekaar en sê, moenie worry nie, ons het saad gesaai. Sien die resultate, maar jy het in 'n ou se lewe ingesaai. En dit is waar. Maar hier is my volgende vraag vir jou. Wat se saad is tans in jou hart? Wat jy moet koester? Waarmee is die Here besig in jou hart? Wat of besig is om te groei en wel dan as dit doen en jy's besig om my saad te koester? Maar weet jy waarmee die Here besig is met jou? Waarmee is hy besig? Waar is jy besig om gedisipel te word deur hom? En jy word hier by ons gedisipel, maar waarmee is hy besig met jou? Ek weet waarmee hy met my besig is. Sy soewereiniteit. Is dat hy ver buite my denke kragtig en almagtig is en so beheer is in die kleinste details soos wat ek dit nie eers besef het nie. En ek sê dit almal, maar ek kan nie vir julle beskryf hoeveel goed in plek geval het die laaste paar maande dat ek net verstom is en ek dink myself, wow. Van hierdie gebou, van finansies, van hoe goed net uitwerk. Die Here is getrou en hy is goed. En ons lees in Genesis. Dit was my so merkwaardig hierdie week. Ek het nou Woensdag heel uitgefrek. Dalk gaan ek nou weer, ek weet nie. Maar toe Rachel dood gegaan het en hulle begrawe haar langs die pad op pad na Bethlehem toe. So sulke goed in die Bybel is vir my so kosbaar want dit wys net my God het so ver vooruit gedink. Hoe sal hy nou nie vir my dieselfde doen nie? En hulle begrawe haar en hulle slaan tent op 'n entjie van dit af met iets met die naam Magpela, toring van kudde, dis eintlik wat dit beteken. Ek gaan net die snaakse naam, toring van kudde, dis wat dit beteken in Afrikaans. En die merkwaardigheid, as jy dit lees, dan lyk dit vir jou soos, okay, hulle het kamp opgeslaan by hierdie plek, toring van kudde.
Maar fast forward 'n paar duisend jaar waar hulle die kamp opgeslaan het hulle kamp opgeslaan by die plek waar hulle die lammers geslag het vir die offers. Soos die herders wat daar die lammers opgepas het, was nie vir boerdery nie, dit was tempellammers wil ek amper sê. Hulle was beskerm om vlekloos te bly, om geoffer te word vir die tempel, vir hulle sondes en vir hulle offers en al daai tipe goedjies. En Rachel is daar dood en sy het geween, daar was 'n geween en ons weet met die kruisiging moes daar 'n geween gewees het. Dit was 'n hartseer situasie. Maar hier's wat my tussen so 'n middelpunt gebou het wat ek nie sien kom het nie. Dit is ook die plek waar die herder sou wees aan wie die engele eerste verskyn het. Wat gesê het die Here is gebore. Die finale offerlam. Hierdie plek wat vir julle as Jode bekend staan as 'n plek van geween. Die finale offerlam, julle wat julle tempeloffers oppas nou. Julle gaan dit nie vir lank meer hoef te doen nie, want die finale offer, die finale lam is gebore. En dit is duisende jare voor dit, wat Jesus al klaar het in plek gesit vir wanneer hy kom. Hoe cool is dit? Hoe cool is dit? Die Here is so in alles. So ek wil hê jy moet jou oë toemaak. Almal van julle asseblief. Maak jou oë toe. En terwyl hulle speel, wil ek hê jy moet die volgende voor jou sien. So 'n boer, dink aan 'n boer wat oor sy land uitkyk. En dis jou hart. Daar's dalk plekke waar jy baie sag is, waar jy baie ontvanklik is. Maar dalk is daar plekke in jou hart wat jy toegelaat het vir die vyand om onkruid te kom saai. Wat jou verhoed om jou totaal en al oor te gee aan die evangelie. Soos Here, ek kan hier en hierdie volg, maar in hierdie is dit vir my bietjie moeilik. Hier kan ek nie die prys betaal nie. Of dalk is daar 'n plek wat jy nog net 'n emosionele ervaring gehad het, maar waar jy verlang daai diep geestelike belewenis saam met God. En dan die pad, daar waar mense, en dit gaan nie so, ons laat nie noodwendig mense toe om oor ons hart te loop, hulle doen dit sommer net. Dan raak ons harte hard. Ons sukkel om lief te hê, ons sukkel om God te hoor, ons sukkel met onvergifnis. Waarso, terwyl jy nou so oor jou plaas kyk, is jou hart, jy kyk oor jou plaas. Waar is daar dalk harde grond? Waar jy mense moet vergewe. Mense moet vryspreek. Ek ken 'n baie goeie hartchirurg. Dit is hy wat 'n hart van klip kan uithaal en een van vlees insit. Here, daar waar ons harte laat hard word het, Here. Bid ek, Here, dat ons sal vergewe, sal vryspreek, ons deel sal doen, Here. Ons het toegelaat, Here, dat ons harte hard word en daarvoor bely ons, Here. En daarvoor vra ons om vergifnis, Here. Here, nou bid ek, Here, dat U daai dele sal kom sag maak. Ek wil hê jy moet nou wetenlik daai persoon of situasie of waar dit ook al is, dit wat daai hardheid veroorsaak het in jou hart, spreek dit vry. Vergewe en laat dit gaan. Sit dit voor die kruis, soos wat Jesus vir jou voor die kruis aan die kruis dood gegaan het. Laat dit gaan. En laat hy jou hart kom sag maak nou. En Jesus. 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 Daar waar jy voel jy kompromie aangaan, waar die grond dalk nie so diep is nie, maar waar jy compromise as 'n volgeling van Jesus Christus. Bely dit net teenoor hom. Waar ons kompromie aangaan as dit kom by verdrukking. Bely dit net vir hom en sien hoe hy jou hart kan sag maak.
Kom sien hoe hy dit kom sag maak. Ons hoef nie verdrukking en vervolging te vrees nie. Ons hoef net die Here te vrees. En dan die onkruid, die dorings. En die Here het 'n paar dorings in my hart kom uithaal hierdie laaste 2 weke. Daar waar die sekuriteit van hierdie wêreld, die rykdom, aardse begeertes, ambisie, sorge, bekommernisse. Ek wil selfs as jy, dis nie eers dat jy rykdom begeer nie, maar as jy 'n plek uit van vrees operate, as jy goed doen, nie omdat die Heilige Gees jou dryf nie, die woord van God jou dryf, maar omdat vrees jou dreig, Jesus wil ek bid dat die Here daai onkruid net sal kom uithaal, kom bely dit net teenoor hom. Ek voel regtig die Heilige Gees is besig om so by elkeen van julle stil te staan, en hy wil hierdie goed uithaal. Hy wil hê jy moet vrug dra. Laat hom toe. Laat hom toe. Jesus. Here, ons vind ons voorsiening in U. Dankie Here dat U net ons harte kom sag maak, Here. Dat terwyl ons oor hierdie landskap van ons hart kyk, Here, hierdie plaas van ons hart, dat dit goeie grond sal wees, Here. En soos ons by U skuil, Here, dat U ons harte kom bewerk, sodat ons ontvanklik kan wees vir U saad, Here. Jesus. Jesus. Terwyl jy so sit, met jou oë toe, wil ek 'n bietjie kompos kom gooi oor jou goeie grond, jou goeie hart nou. Markus 10, vers 18, lees as volg. Dis het so met 'n draai gekom, maar dis waar my preektitel ook vanaf kom is. Alleen God en alleen goed. Toe sê hy vir hulle, nie quote, Lukas 10, sorry Here, Markus 10, vers 18. En Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Partykeer laat ons toe dat die wêreld en die vyand en mense kom steel by ons dit wat hy besig is om te doen, want ons glo nie hy is goed nie. Hy is God en hy is goed. Romeine 8, vers 27, lees as volg. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En dan Genesis 50, vers 20. Ek wou begin met hierdie teksvers en toe ek besluit om hom onthou tot die einde toe. Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Ons almal ken die storie van Josef. Sy broers wou hom indoen. Dit wat hulle bedoel het vir kwaad, het God omgedraai en hom tweede in bevel gesit van die hele Egipte. En ek wil dit vandag vir jou ook sê. Is moenie toelaat dat die wêreld, jou eie sorge, ander mense, demone, vrese toelaat dat daar gesteel word en jou hart verhard en jou saad onvrugbaar maak nie.
Maar weet die volgende, dat wat die wêreld ook al bedoel vir kwaad, dat hy dit kan omdraai vir die goeie. Vertrou in sy vermoë om jou te onderhou. Vertrou in sy vermoë om homself aan jou te openbaar. Sodat jy 30, 60 veel vrug sal dra. Vertrou in sy vermoë. Hy is goed en hy is soewerein en hy is God. Hy is God. Dink aan Jesus, die kruisiging. Dit was bedoel om hom dood te maak. Dit was bedoel, die vyand het gedink hy wen. En God het dit omgedraai. Dit wat mense bedoel het om seer te maak en te verwoes, het God omgedraai na die grootste oorwinning in mensgeskiedenis. Die grootste oorwinning ooit. Want hy is God. Hy is alleen God en hy is alleen goed. My gebed is dat hy daai in elkeen van ons lewens sal bewerkstellig, dat ons sal weet waarmee hy besig is. Weet waarmee hy besig is in jou hart en vertrou hom dat hy die vrug sal voortbring uit daai saad uit. Hy is die saaier. Hy is die boer wat snoei, wat kos gee, wat onderhou. Ons moet net seker maak ons harte bly sag. Amen. Amen. Nou, is dit so 'n oulike sê ding gehad. Kyk, voor ek daarin gaan, ek en Roman praat vanoggend ook. Die kruis beteken vir ons hoop. Ons sonde is vergewe. Dis vir ons 'n mooi simbool as ons na die kruis kyk. Ek wil sê dit was nie altyd so nie. Voor Jesus was dit 'n simbool van vervloeking, van pyn, van shame. Ek weet, jy het kaal gehang aan daai ding, stikkend geslaan. En hy het een van die wreedste simbole gevat en dit verander na 'n simbool van hoop toe vir my en jou vandag. So ek wil hê maar dink as jy die kruis toe, as jy ooit weer die kruis kyk, dink daaraan. Hy het dit wat bedoel was om te verwoes, verander na dit wat hoop gee en lewe gee. Hoekom sal hy nie dieselfde in jou doen nie? Maar dan moet ons weet wat is in ons harte, ons moet weet waarmee is hy besig. Anders stagneer ons. As ons fokus op die onkruid en fokus op die wêreld en die sorge, dan gaan ons saad nie groei nie. Daar is dit baie goed gestel gister. En ek het vir gesê, sy moet dit coin, ek dink ons moet dit op ons beweeg hempie sit. Want beweeg, is nogal belangrik in ons naam. As jy nie weet waar die Here mee besig in jou hart is nie, as jy nie weet die saad wat in jou gesaai is nie, dan bereik jy stagnation station. Ek het gedink dis amazing. Moenie staan by stagnation station nie. Waarmee is die Here besig in jou hart? Is hy besig om dit sag te maak? Het hy saad gesaai wat moet ontkiem en wat moet groei? Waarmee is die Here besig in jou? En die maklikste manier, as jy sê, Hendrik, maar ek weet nie waarmee hy besig is met my nie, wel kom net as jy kom bedien na die tyd. Maar weet jy hoe vind ek die meeste uit waarmee hy besig is in my hart? Voor ek nog eers weet waarmee hy besig is tyd in sy woord. Tyd in sy woord. Tyd saam met medegelowiges. Iemand wat iets getuig en as ek soos, wow, daai tref nou op 'n soos hoekom het dit my nou so aangeraak? Ek het so bewoe en bewonderd gestaan laasweek in Sondag toe iemand vir my 'n getuienis kom deel van 'n profetiese woord wat ek gegee het. En dit het vir my dit is 'n alledaagse woord geklink. Vir iemand geprofeteer, ek sien hoe die Here blomme in 'n potjie vir jou kom sit. Jy het een blom en die Here sit blommetjies by. En dit klink kyk cool en Drieko, dis nou 'n mooi boodskap hè. En dit is so vir my kom getuig oor haar kinderjare, hoe dit presies inpas by haar kinderjare. Haar besonderse vreugde was as wanneer iemand klavier speel en die blommetjies in 'n mandjie gesit word. En nou is in plaas van daai vreugde kom gee die Here daai vreugde en sit daai blommetjies in haar hand. En ek is soos Here, net U kon geweet het. Dis hoe jy geweet. Ek het nie. Ek het nie. Want hy ken jou hart. Amen. Kom ons staan, maak ons sy naam groot.
beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful
What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Ek wil vra dat terwyl hulle nog so speel, wil ek vra dat julle weer sit, asseblief. En dan gaan die span vir ons nagmaal uitdeel. En gaan ons saam nagmaal gebruik. Goed, het almal? Ons bid. Here, dankie dat niks vir U onmoontlik is nie, Here. El Shaddai, God die almagtige Here. Here, die vyand wil U verwoes en dit U die grootste oorwinning behaal, Here, oor hom. Vir ons, Here. Namens ons, Here. U wat perfek is, U wat versoek is, maar geen sonde geken het nie, Here. Geen sonde gedoen het en tog was hy getel onder die misdadigers, Here. En het die liggaam is die liggaam gebreek in ons plek, Here. Here, soos wat ons hierdie koekie eet, Here, dink ons aan U, Here. Ons koning wat heers, maar wat die prys betaal het, sodat ons nie hoef nie, sodat ons liggaam nie gebreek hoef te word nie. Deur U se wonder dat vir ons genesing en redding is. Dankie, Jesus. Here, en dankie dat soos ons
nou die bloed drink, Here. En dink, Here, dat U wat die beker gedrink het, Here. Die beker van die toorn van God, Here. Sodat ons dit nie hoef te drink nie, Here. Here, as gevolg van U bloed wat gevloei het, is ons vergewe, Here. Dankie vir dit. Here, U is ons God, ons redder, ons saligmaker. En ons het U lief. En so nodig. Here, kom werk in hierdie dae en week, kom werk in ons harte. O Heilige Gees. En kom lig vir ons uit die skrif uit. Die verborgenhede. Want dit hoef nie vir ons weggesteek te word nie, want ons wil U ken. En ons het die Gees. In Jesus naam. Amen.